Goeiemôre. Jy luister na die 41ste oordeenking in die reeks Die Goeie Lewe. En ons tema vanoggend is: wanneer bekering nodig is. Vir diegene wat pas by ons ingeskakel het, dink ek die volgende inligting is belangrik. Die oggendoordenkings hierdie jaar is gebaseer op 'n boek van Waldinger en Schultz, The Good Life, wat gaan oor lesse wat geleer is uit die langdurigste studie ooit oor menslike geluk. Met die hulp van goeie vriend Rian Du Plessis is hierdie reeks oordenkings beskikbaar op ons YouTube-kanaal as 'n podcast. Ek deel graag hierna die skakel met julle. Ek het ook hierdie jaar heelwat navrae gehad oor of die reeks van verlede jaar Kopskuif beskikbaar gaan wees. Hier het ek ook goeie nuus. Rian is besig om vir ons daardie oordenkings op ons YouTube-kanaal te laai. Daar's reeds 75 van die 180 beskikbaar. Julle sal dit vind by playlist en klik dan net daar op die logo van Kopskuif. Laastens, hoewel The Good Life die fokus is van ons gesprekke, gebruik ek ook heelwat ander bronne. Op die oomblik maak ek gebruik van John Gottman se boek The Marriage Clinic, 'n wetenskaplik gebaseerde boek vir huweliksberading. Dis agter my wens en ek hoop ek kry dit reg om hierdie kommunikasiebeginsel sodanig aan te bied dat dit nie net waarde het vir paartjies nie, maar vir ons almal in elke faset van ons lewe waar ons met ander mense kommunikeer. Ons het gister gekyk na wat John Gottman noem The Four Horsemen of the Apocalypse. Hy het bevind dat nie alle konflik ewe destruktief is nie, maar hierdie 4 is wel: kritiek, veragting, verplasing, onttrekking. Van hierdie 4 is veragting die gevaarlikste. Kritiek, verplasing en onttrekking het Gottman en sy span by alle paartjies gevind. Maar by paartjies wat op 'n breë skaal gelukkig is, het veragting nooit voorgekom nie. Veragting is enige stelling of gebaar wat ek maak wat my op 'n hoër vlak plaas as die persoon met wie ek praat. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Regtig, is dit jou idee van help? Ek moes geweet het jy gaan weer 'n gemors daarvan maak, met 'n oogrol en sarkastiese laggie daarby. Ek weet nie hoekom ek ooit dink ek kan op jou reken nie. Jy's net hooploos. Jy's so vol drama, altyd drama. Niemand steur hulle in elk geval aan jou klein probleempies nie. Jy kan nie jouself help nie, man. Wat nog te sê van iemand anders help? Geen wonder jy kry nie bevordering nie. Selfs jou werkgewer kan sien, jy is nie die moeite werd nie. Julle ouens, hierdie is rowwe sinne. En hierdie sinne gebeur nie alleen in huwelike nie. Dit gebeur ook tussen ouers en kinders. Kinders na ouers toe. Dit gebeur in die konteks van werkgewer-werknemer. As ek net met julle iets kan deel oor ons eie lewe. Daar was 'n tyd toe my vrou Natasha by 'n maatskappy in Johannesburg gewerk het. Die CEO het haar op 'n dag voor almal in die kantoor verneder toe sy pas teruggekeer het na die geboorte van ons tweede kind. En die manier wat hy met haar gepraat het, is dat almal in die kantoor op 'n hoër vlak is, want hulle kry nie kinders nie en hulle is nie getroud nie, en hoe absoluut destruktief dit is dat sy nou swanger was met nog 'n kind. Ek kan nie eers herhaal wat hy vir haar gesê het nie, so walglik was dit. Ons het die aand lank daaroor gesels, en uiteindelik besef, ons het die opsie om 'n klag te gaan lê, maar binne 'n maatskappy waarvan 'n mens net ernstige bedenkings het, gaan dit waarskynlik op niks uitloop nie. Maar ek dink dit was 'n belangrike moment vir haar, want op daardie dag het ons eintlik vir mekaar gesê, hierdie persoon het hom pas. Uitgeskakel is 'n faktor van hoe jy jou eie menswaardigheid meet. 'n Persoon wat so laag daal om jou persoon so voor almal aan te val, is nie iemand wat jy as 'n meningsvormer oor jou lewe wil aanstel nie. En sy het daardie dag besluit dat sy mening oor haar lewe nie geldig is nie. Hoor mooi, dit het nie weer oorgeswaai in 'n ander punt en sê, maar nou is ek beter as daardie persoon nie. Dit sou ook weer veragtend wees.
net eenvoudig die besluit geneem. Jy in jou wêreld is nie op 'n gesonde plek nie. Jy het nie gesonde waardes nie. En daarom sal ek nie toelaat dat dit wat jy vir my sê, my menswaardigheid sal aantas nie. Dis egter vir jong kinders baie moeilik en vir kleinkinders onmoontlik byna om veragtende boodskappe te ignoreer of te verwerk van ouers en onderwysers. Klein kindertjies, jong kinders het nog nie die vermoë om te diferensieer nie, bedoelende om die woorde en gebare van 'n ander te beoordeel aan die hand van 'n groter inligtingbasis nie. O, jy het 'n slegte dag gehad of jy's nie op 'n goeie plek nie. Nee, kinders internaliseer daardie moment en dink daar is fout met hulle. En daarom moet ons veral by klein en jong kinders hyperversigtig wees dat ons nie veragtende woorde gebruik nie. Gaan luister weer na gisteroggend se oordeenking oor hoe om my opmerkings wanneer ek gefrustreerd is of wanneer ek gedrag wil verander, hoe om daardie woorde eerder in beter frases te gebruik. Nou, 'n mens kan jou werkgewer se opinie vermy of selfs afskryf, maar in die konteks van 'n huwelik, 'n huisgesin en nabye vriendskappe, daar raak dinge meer kompleks. Dit is die plek waar ons die veiligste moet wees op die ganse planeet. Die meeste geborgenheid behoort te ervaar. Veragting is so sleg dat waar iemand begin eensaam voel met 'n veragtende eggenoot, begin hulle liggaamlik meer gereeld siek word. Dit is hoe destruktief dit is. Hoe nou gemaak? Daar is plek vir baie soorte konflik in verhoudings. Ons het gesien selfs vir kritiek, verplasing en onttrekking. Gottman sê, dit kom met tye in alle paartjies se lewens voor. Miskien in alle gesinne maak ons daardie fout. Maar veragting is nie 'n fout nie. Dit vra nie vir ligte veranderings, uitstel of verskonings nie. Veragting vra vir 'n bekeringsmoment van my. En wanneer dit gebeur dat ek besef, ek het nou my kind of my man, my vrou of iemand anders se karakter aangeval en ek het hulle eintlik geminag. Ek het myself op 'n hoër vlak geplaas en hulle op 'n baie laer vlak. Herstel so gou as moontlik daardie verhouding. Keer so vinnig as moontlik terug na daai persoon en sê, weet jy wat? Ek het nou my meer verloor en vir jou iets baie leliks gesê. Ek is gefrustreerd, maar ek het nie die reg om hierdie lelike woorde vir jou te gesê het nie. Ek is verskriklik jammer en ek wil alles in my vermoë doen om daardie woorde terug te trek. Dit het niks te doen gehad met jou nie. Dit is in my oomblik was ek so kwaad en ontsteld, ek wou jou seer gemaak het. Maar ek is jammer daaroor en ek sal dit nie weer doen nie. Wat ons self betref, wanneer ons agterkom dat ons geneig is om woorde uit te spreek wat 'n skerp kant het en ander persone se karakter aanval en hulle minag, moet ons dit in die heel eerste plek daar regmaak waar dit in die diepste kern van ons menswees 'n verandering bring. Begin, deurloop en eindig jou dag deur gebed, deur te vra dat die Here jou hiermee sal help. En die gebed wat jy kan bid, is die gebed wat ons almal vanmôre saam gaan bid. 'n Gebed wat gebaseer is op Galasiërs 5, vers 22 tot 26 en hoofstuk 6 vers 1. Kom ons bid nou saam. Hemelse Vader, ons vra dat U ons sal vul met U Heilige Gees, dat ons die vrug van die Gees in ons lewens sal bly beoefen. Liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Ek weet dat ek aan Christus Jesus behoort en ek kruisig my hartstogte en my begeertes wat nie in pas is met U Heilige Gees nie. Help my om nie verwaand te wees, ander uit te tart of jaloers te wees nie. Maar help my in 'n gees van sagmoedigheid om ander reg te help. Deurgrond my siel, my gees, o Heer, dat ek ook myself ondersoek en my hart voortdurend tot U bekeer. Dit bid ons in Jesus naam.
Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.